Ok, heel eerstens kom ons kyk na ons bemarkingsdoelwit. Heel eerste wil ons bekend maak wat ons gaan bemark. Tweedens wil ons 'n minimum van 15,000 mense bereik. Laastens wil ons al ons kaartjieverkope uitverkoop. Dan kyk ons na ons demografie wat ons geïdentifiseer het. Ons kyk na Pretoria in Johannesburg, hoewel enige iemand welkom is. Dan gebruik ons verspreidingskanale om inligting, pryse en gebeure uit te saai. Ons fokus op sosiale media, koerantbemarking en menslike bemarking. By sosiale media gebruik ons Instagram, TikTok en Facebook. Koerantbemarking is gebruik om ons ouer generasies in te sluit. Laastens gebruik ons menslike bemarking, waar ons mense se hulp vra en hulle betaal om op bekende strate te staan en ons pamflette uit te deel. Dan kyk ons na plek. Die Voortrekker Monument was gekies vir sy Afrikaanse kultuur en erfenis. Dan wil ons ook enige promosies bemark wat uitgesaai word. Vir 'n voorbeeld, die vroeë voëlafslag promosie. Na noukeurige marknavorsing het ons tot die konklusie gekom dat die mees gepaste mediakanale vir gebruik sou wees Facebook, Instagram, plaaslike radiostasies byvoorbeeld RSG en Pretoria FM, e-pos nuusbriewe, asook die webtuiste self en kaartjiebespreekstelsels soos iTicket en Tweakit. Ons as bemarkingsspan was 'n begroting van R5.000 gegee om mee te werk. Na al die kostes gedek was, het ons toe uitgekom op R3.100 met 'n addisionele R1.900 oorblywend vir uitbreidings, vervangings as ook bemarkingskostes. Die groot idee, ons kerngedagte, ervaar jou erfenis deur musiek. Die doel is nie net om musiekkonserte te hou by die Voortrekker Monument vir winsgewende doeleindes nie, maar om eerder vir mense 'n ruimte te skep om hulle erfenis te ervaar deur musiekkonserte. Hoe bemark ons? Deur veldtogmateriaal ontwerpe. Ons eerste ontwerp is natuurlik pamflette wat kunstig ontwerp word om uit te gee te word by universiteite, skole, biblioteke en gemeenskaplike areas waar mense in ons omgewing dit kan ontvang. Dit moet net die nodigste inligting gee en dit moet 'n kunstige vibe, soos die Engelsman afgee, om vir die mense te kan wys wat ons al reeds probeer doen by die Voortrekker Monument. Die tweede metode is natuurlik sosiale media bemarking, waar ons kort 15 minute video's maak met die Voortrekker Monument in die agtergrond en dalk die kunstenaars wat gaan optree en gehore wat mal gaan voor 'n verhoog, net om weer eens die gevoel en die milieu af te gee wat by die Voortrekker Monument gaan wees. Nommer 3 is QR-kodes te ontwerp, wat kan gestaan word by winkelsentrums, by weer eens biblioteke, waar mense dit kan skandeer op hulle fone en dit dadelik na die kaartjieverkope toe kan gaan, waar hulle kan kaartjies verkoop en inligting kan ontvang rondom wat die einde van die maand op die Saterdag gaan gebeur by die Voortrekker Monument. Nommer 4 is kledingstukke, merch, soos 'n Engelsman sal sê. Dit is die eerste stap sal wees om T-hemde te maak, of al dan nie net een T-hemd te maak, om vir goeie gaste te gee, mense wat kompetisies wen by die feeste of musiekkonserte, om net bietjie daardie gees te kan skep rondom ek het met ietsie huis toe gegaan van die Voortrekker Monument af. Met al die inligting wat ons ingesamel het, die ure wat ons ingesit het en harde werk wat ons gedoen het, hoop ons as bemarkers om ons doel te bereik. Hierdie doel loop as volg: om inligting uit te sit, om winste te verhoog en toekomstige kliënte te benader. Ons as bemarkers weet nou dat ons hierdie doel gaan bereik en dat hierdie projek 'n baie groot sukses gaan wees. So ons kan net dankie sê vir u tyd,
geduld en aandag. 'n Baie lekker dag verder. Dankie.